Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 27ste Oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Gisteroggend het ek gesels met 'n persoon wat toe vir my vertel dat dit vir Amerika net 5 ure sal neem om Rusland totaal en al te vernietig. Ek sê ja, hy sê die Amerikaanse vloot, as hulle nou eers so hulle self rondom Rusland geposisioneer het, dan sal dit met hulle missiele en hulle vliegtuie 5 ure neem om Rusland te oorwin. Maar toe ek met hom begin praat, toe kom ek agter dat ek sal nie met hom kan redeneer daaroor nie, want hierdie ou is so vasgevang in die hoofstroom media en dit wat hulle versprei en dit wat hulle sê, dat geen ander moontlikheid kan bestaan en dat alles wat gesê word van hoe swak Rusland is, hoe sterk is Oekraïne, Oekraïne is besig om te wen, Rusland is besig om die oorlog te verloor, terwyl diegene van ons wat die media, of kom ons sê die alternatiewe media volg en wat behoorlike navorsing en studies gaan doen rondom die situasie in Rusland en Oekraïne en die oorlog, dit baie duidelik is dat daar 'n totale wanprentjie na buite uitgegee word ten opsigte van die oorlog in Oekraïne en tweedens oor die vermoë van die Russiese weermag, die vermoë van die Russiese ekonomie. En Mark Rutte het by geleentheid nou onlangs gesê dat Rusland is in tatters. Hulle is stukkend, daar's nie veel van hom oor nie, hulle ekonomie is klaar en hulle moet net die druk volhou van Oekraïne se kant af, dan sal Rusland opgee. Die harde feite van die saak is presies die teenoorgestelde. Die feit dat Rusland se ekonomie die afgelope jaar met 4% gegroei het, die BBP met 4% gegroei het, terwyl die van Frankryk en Brittanje maar met 1% gegroei het, dan sê dit vir ons dat die ekonomie van Rusland baie gesond is. Rusland het ook nou as deel van die BRICS-lande en natuurlik onder leiding van China, het hulle nou 'n alternatiewe SWIFT-stelsel om geld tussen lande te kan laat vloei, geïmplementeer wat werk tans en reeds 'n baie groot deel van die wêreld se ekonomie akkommodeer. En dan weet ons dat so jaar gelede het die Russe gekom met 'n nuwe missiel, die Oreshnik ICBM, en hulle skiet hom, hy gaan tot buite die atmosfeer, tot hy van daar af terugval en spoed optel en dan met kinetiese krag daai geweldige ontploffings maak wat ons gesien het en waarvan ons nog nooit die resultate op die grond, behalwe die impak daarvan gade geslaan het nie. Foto's van die aanslag self, die dorp, die gebied waar dit plaasgevind het, het ek nog nooit my oë op gehad nie. Maar so het Rusland nou pas 'n nuwe missiel ook bekend gestel. Dit is die Burevestnik, en dit is 'n kernaangedrewe missiel. Hulle het hom getoets om 14.000 kilometer te vlieg. Dink mooi, 14.000 kilometer te vlieg. En dit het hom 15 ure gevat aan een se vlieg om daai 14.000 ure af te lê. En die Russe sê hy kan nog baie meer as dit doen, maar dis alwaar tot waar hulle getoets het. Nou dit is altyd vir my baie interessant hoe hulle hierdie goed te werk
En ek gaan vir jou so 'n bietjie beeldmateriaal gee. Blykbaar is die eerste toetse suksesvol afgehandel, maar ek het lanklaas gesien waar Amerika nuwe missiele of goed uitbring of die Weste nuwe missiele uitbring en dit toets. Maar kom ons kyk net gou 'n bietjie wat maak hierdie missiel. Dis nou die nuwe Burevestnik missiel. En daar gaan hy so 'n prentjie van hom. Hy vlieg tussen die berge en goed deur en uit die aard van die saak het hy natuurlik sy nodige sensors wat hom op koers hou en aan die aarde laat vaskleef en self deur klowe kan beweeg en hy kan reg om die aarde vlieg en so gou daar 'n radarstelsel is, dan vlieg hy rondom daai lugverdedigingsstelsel sodat hy nie afgeskiet kan word nie. Maar dit is ek dink baie interessante situasie of missiel wat ontwikkel het. So ek sien geweldige groei in missieloorlogvoering. En dan moet ons ook onthou dat Rusland was inderdaad die eerste mense wat missiele gebruik het in oorlogvoering. En dit was al in die Tweede Wêreldoorlog deur hulle gebruik toe ons nog niks sulke goed in Amerika, Brittanje en so meer gesien het nie. Ons het wel gesien dat die Duitsers daarmee eksperimenteer en dat hulle al missiele afgevuur het. Nou, hierdie missiel vermoë van die Russe is wel bekend as die beste ontwikkelde missiele ter wêreld. Dan praat ons ook, en dan die meeste, né? Hulle hou vervaardig voluit, en wanneer 'n toets suksesvol is, dan gaan hy nou in produksiefases in en word hulle dan nou op groot skaals gebou. Maar om aan te neem dat Rusland inderdaad binne 5 ure sal val vir 'n Amerikaanse aanval is absoluut belaglik. Ek dink nie daar bestaan 'n militêre mag tans in die wêreld wat Rusland kan verslaan nie. En definitief nie van skepe af en so meer nie. Dan is dit interessant dat die situasie in Oekraïne waaroor ons ook voor gepraat het dit nou pas aan deur gekom en ek het dit gisteraand laat bevestig dat dit inderdaad so is en dit is dat daar rondom die Pokrovsk en Kupiansk omgewing, daardie gebied het nou die Russiese magte het hulle nou 100% omsingel en hulle het hom toegemaak sodat daar geen logistieke steun na die Oekraïense magte kan deurkom nie. Maar wat baie interessant is die feit dat hulle 31 Oekraïense bataljone binne in daai kookpot vasgekeer. 31 bataljone en hulle noem die name van die bataljone wat daarin is, ek gaan dit nou nie doen nie. En maar dit is bevestig dat dit gebeur het. So al wat oorbly vir daai 10.000 soldate wat daar binne nou vasgekeer is om of te veg tot die dood of om oor te gee. Dis die twee alternatiewe wat daar is, want hulle bied nog weerstand al is hulle omsingel. Hulle gaan net nie verdere logistieke steun kan ontvang nie. En ek dink dit maak hulle ongelooflik kwesbaar. Nou daar is waarnemers wat reken dat dit inderdaad kan lei tot die totale verval van die Oekraïense verdediging en dat dit die einde van die oorlog baie sal bespoedig. Die val van hierdie dorpe, streke beteken ook dat daar baie min van die Donbas nog onder beheer van Oekraïne is. 'n Baie klein stukkie, dan het die Russe totale beheer oor hulle streek en dan het hulle inderdaad die doelwitte van die spesiale militêre operasies soos hulle dit noem bereik. Ons moet net glo en hoop dat die Europese oorlogstokers nie suksesvol inmeng daar nie.
dat hulle nie betrokke raak nie, dat hulle nie verdere langafstand wapens gee nie, en net moontlik kan 'n mens uiteindelik 'n wêreldoorlog afweer, mits Rusland dan Oekraïne in sy totaliteit verslaan, wat nou baie naby is. En ek weet daar's baie mense wat gesê, ja, maar dis nou sommer weer Russiese propaganda. Dit is nie. Julle kan maar self dophou, gaan kyk maar wat gaan aan en besluit self vorentoe of dit wat ek vir julle vertel het propaganda was en of dit die werklike situasie op die grond uitbeeld. Hoe dit ook al sê, daar's altyd 'n invloed in ons land in Suid-Afrika. Daarom moet ons bewus wees, gereed wees en die situasie baie fyn dophou. Maar geniet vanoggend julle kondensmelk koffie en mag hierdie week sommer vir julle almal baie aangenaam wees en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.